dat jy nie sommer net hier toe gekom het, deur 'n gewoonte nie, Sondag kerk toe gaan nie, nee. Ek hoop jy het gekom vandag met 'n verwagting. En ons hoop jy het gekom met die wete, dat God in jou is, God wil vandag vir jou 'n boodskap gee. As jy maar daai wete hier so is, verklaar ek vanoggend en ek sê vir jou, jy is op die regte plek. Amen. Maar voor ons begin, ek asseblief vir Pastor Kiewit vra om ons by die diens toe op. Dankie Pastor Kiewit, die Here seën. Here, hoe groot is U vanmôre, Here, en ons aanbid U grootheid, Here. Amen. Here, in Lukas 9 vers 48 sê, as ons kindertjies in U naam ontvang, sal U ons ook so ontvang, Here. En Here, ons kom vanmôre nie as groot mense, ons kom as kinders self, Here, na U toe, Here. As U kinders wat U gekoop het met U bloed betaal het voor, Here. Daarom ons sê, Here, dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het, om in U huis te kan wees, Here. Om U grootheid te besing, U naam te verhef, Here. Here, U grootheid te besing en vertel van U weldade in ons lewe, Here. Ons is hier vanmôre uit 'n dankbare hart, Here. En dit is 'n bewys dat ons U eer en U loof, Here. En daarom wil ek vra, Here, dat ons lofoffers, ons dankoffers, vanmôre vir U 'n welrekende offer sal wees, Here. Dat in daardie troonkamer sal opgeneem word, Here. Dat ek menigmale sê, en daardie bakke, die heilige bakke opgeneem sal word, en met saam die gebede van die heiliges vermeng sal word, sodat U seëninge uit sal stort oor hierdie gemeente vanmôre. Here, my gebed is dat U vanmôre van sitplek na sitplek sal beweeg, Here. Here, dat U elke hart sal aanraak vanmôre, as die mense is wat in bekommernisse is, en twyfel, Here, hartseer en teleurstelling is, Here, met krank, Here. Here, dat U sal stilstaan by elkeen vanmôre, Here, dat die hand wat deurboor was vir ons sonder ongeregtigheid, dat daardie hande wat deurboor was oor elkeen sal streel vanmôre, en dat hulle sal ervaar die teenwoordigheid van die heilige God, Here. Here, want ons weet vanmôre bevind ons op heilige grond, omdat U teenwoordig is in ons midde. En daarom vra ek, Here, laat ons lofoffers en dankoffers, Here, dat dit vir U welrekend sal wees vanmôre. Ons vra dit ons verdien, maar alleen in die groot, die heilige en die soete naam van Jesus Christus, ons koning en ons saligmaker. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen en amen. Amen, amen, amen. Baie dankie. Kom ons staan en maak ons die naam van die Here groot. Oh
Wat 'n wonderlike God van wonders dien ons nie. Kom ons gee hom nog 'n woord. Amen. Halleluja. Ja, hier van mag. Wonderlik. Wonderbaarlik en verhewe is U, o Here. Ja, Here, ons wil U loof en prys, Here. Meer en meer en meer elke liewe dag, Here. Ek dank U, Here. Halleluja. Prys U God. Dankie.
And
Ek wil graag vanmôre vir elkeen sê, as daar 'n verwagting vanmôre is wat u in die hart na die Here se huis toe gekom het, dan wil ek graag hê dat ons voorsangers en die sang asseblief ons weer daai vorige liedjie sal sing, wees getrou. Die tweede laaste liedjie wat ons gesing het, asseblief. Net 2 keer deur asseblief. As jy vanmôre 'n behoefte het, bring dit na die Here toe. Bring dit vanmôre na die Here toe, want hy is in sy gees nou hier teenwoordig. Die Heilige Gees het vanmôre met die elkeen 'n afspraak. En as die Here vanmôre by die stoel gaan kom stil staan, laat hom toe om met u vanmôre 'n afspraak te hê. Ons gaan hom net 2 keer sing. Here, vanmôre kom ons in die stilte van ons harte na U toe. Here, ons hele lewens was U nog net altyd getrou gewees. Here, as ons op 'n stadium in ons lewens weggedwaal het, Here, van die weg af wat U vir ons elkeen voorberei het, Here, dan is dit nou vanmôre tyd, Here, dat ons kan terugkeer na ons Vader se huis. Here, dat ons nie rondom ons sal kyk nie, maar dat ons sal opkyk na U teenwoordigheid, Here, die Heilige Gees se teenwoordigheid vanmôre, Here.
Dat ons vanmôre, Here, sal ontvang, Here, dit wat U vir ons elkeen gee. Amen. Dankie, Here, vir die goedheid en die guns. Dankie vir die liefde. Dankie vir die seëninge. Dankie vir die salwing van die Heilige Gees. Dankie vir die voorsiening, Here. Dankie, Here, dat U ons deurdra, dat U vir ons gee dit wat ons nodig het, Here. Dankie, Jesus. Vanmôre, Here, gaan dit nie oor ons as mens nie, maar vanmôre gaan dit vir ons oor die goedheid van ons God en ons Vader. En ons dank U ook vir hierdie dag, ons dank U ook vir hierdie tyd, Here, in die diens, Here, dat ons ook, as ons hier uitgaan vanmôre, Here, dat ons ook, Here, as nie gewaste kinders van U sal uitgaan. Here, dat ons ook herstel sal word vandag, Here, dat dit ons genees sal wees, Here, en dat alles, Here, tot eer van die groot en die lieflike naam sal wees. En ons dank U ook vanmôre, Here, dat ons weet, Here, U is altyd getrou. Seën ons elkeen vanmôre, Here, met die bediening van die woord. Staan by elke persoon stil vanmôre. Dat daar vanmôre, Here, 'n herstel en 'n vernuwing in ons gees sal wees. Dat ons vanmôre sal terugkyk en sal weet, dit is nie ons nie, dit is die Here Jesus Christus. En ons eer U vanmôre en ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie. Elkeen mag maar die sitplekke inneem. Baie dankie. Mag die Here U elkeen ook seën met die lofsange en die orkes en die voorsange. Ek wil graag vanmôre vir U vra, voordat ek vir U 'n paar skrifgedeeltes gaan lees. Wie van U het vanmôre hier met 'n storm in hierdie huis van die Here ingekom? Want U is verseker persone wat vanmôre 'n storm in hulle lewens het. Jy is verseker iemand wat vanmôre die verwagting het om deur God aangeraak te word. Amen. Jy is verseker iemand vanmôre wat stil staan en sê, Here, sien my ook raak asseblief. Amen. Sien my ook raak in my omstandighede waar ek vandag is. Daarom vanmôre, as ek vir U moet vra, wie van U het al 'n storm in die lewe gehad? Dan gaan U elkeen vir my kan sê, pastoor, ek het al soveel storms in my lewe gehad. As ons vanmôre gaan terugkyk op ons lewenspad wat verby is, gaan ons God se genade in ons lewens elke dag kan sien. Al was ons in daardie storms gewees, waar dit nie maklik was nie, en ons kyk vandag terug, gaan ons sê, Here, as dit nie vir U was nie, sou ek nie deur hierdie storms gekom het nie. Dis waar. Ons dank die Here vanmôre, dat Hy vir ons elkeen sy goedheid en sy genade gee. Amen. Baie welkom aan elkeen vanmôre. Mag die Here ook deur sy woord vir die bemoediging en die vrede van herstel sal bring. Ek wil net graag vir u vanmôre sê, dit gaan nie oor ons as predikers nie. Dit gaan nie oor ons as pastore nie. Dit gaan nie oor ons as mens nie. Ons wil nie gesien word nie. Ek wil nie gesien word nie. Maar ek wil hê, u moet die Here se woord ontvang vanmôre. U moet die Here vanmôre ontmoeting met hom hê. En u moet vanmôre in die teenwoordigheid van die Heilige Gees vanmôre hier wees. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor ons wat die woord bedien nie. Dit gaan nie oor ons wat vir mekaar bid nie, maar dit gaan vanmôre vir ons elkeen oor die Here Jesus Christus. En laat die woord ook dan vanmôre 'n vrug in u elkeen se lewens sal wees, dat daardie saad van daardie vrug sal groei in u lewens. Ons lees 'n paar skrifgedeeltes saam met Jesaja 41 vanaf vers 8. Jy sal sien, vanmôre se diens gaan oor Jesaja 41 vers 8 tot en met vers 20, maar die Here het dit so op my hart gelê dat ons net 'n paar skrifgedeeltes uit Jesaja 41 met mekaar gaan deel en dit ook gaan ontvang. Verskoon maar as ek opgewonde raak, maar die Here Jesus werk deur die Heilige Gees met my. Die Here praat met my deur sy Gees. En ons moet vanmôre toelaat dat die Here met u elkeen ook gaan praat op 'n besondere manier. Dat ons nie vanmôre hier ingekom het leeg en in die storms van ons lewe nie. En ons gaan hier uit vanmôre nog steeds leeg en in die storms van ons lewe nie. Dat ons vanmôre daardie anker van God gaan vashou en gaan weet, as ons hier uitstap, ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Amen. Jesaja 41 vers 10.
Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou ook, help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. Wees nie bevrees nie, Wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyne waterplas maak en die dorland waterbronne. Was vers 18 gewees, die heel laaste een. Word stilstaan by hierdie een skrifgedeelte, Jesaja 41 vers 13. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Die Here sê in sy woord, as daar tye van vrees in ons harte kom, dan moet ons nie benoud raak nie. Halleluja. Hy sê, want wees nie bevrees nie, ek help jou. Is daar tye en dae wat dit glad nie maklik is nie of gegaan het nie, waar daar soms so 'n gevoel van verlorenheid en swakheid in u en my lewe was. Dan bring die Here vir u en vir ons elkeen die bemoediging van môre, maar so ook die versekering daarvan, dat hy weet waardeur hy elkeen vandag gaan, of in watter situasie jy vir jouself nou self daarin sal bevind. Oomblikke van môre van 'n bekommernis oor siektes, of tekorte van finansies waar daar is, of ja, dalk ook 'n teleurstelling is, deur 'n familielid, of iemand van die vriendskap, dan kan daar ook 'n verwagting wees van herstel en vernuwing. Want daar moet altyd hoop wees, ja, 'n hoop van verandering en herstel. Dan kom daar tye in u en my lewens, wat ons in die storms van ons lewens ook die stilte ervaar het. Daar kom tye in ons lewens, wat ons in die diepste storms van ons lewens was, in die omstandighede waar dit nie maklik was nie, dan het ons uitgeroep, Here, waar is u vandag? Here, waar is u vandag as ek in hierdie storm in my lewe is? Here, waar is u vandag as ek in hierdie tekorte van my lewe is? Here, waar is u vandag as ek in die siektes van my lewe is? Waar daarna die Here toe uitgeroep het in gebed, maar alles is net stil. Ons het vir God gebid en hom aangeroep in gebed en in gewag. Maar die stilte was nog steeds daar gewees, en hierdie storm was ook nog steeds daar gewees. Dan voel dit ons maar of geen gebed tot die Here beantwoord word nie, en dat daar geen uitkoms of verandering in die omstandighede vandag is nie. Die Here sê, sy tyd is nie ons tyd nie, en sy tyd sal altyd die regte een wees. Dat eendag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een lewens. Ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by Job. Elkeen het al die verhaal gelees van Job. Job was 'n godvreesende man gewees, 'n man wat vroom en opreg geleef het en wat van die kwaad afgewyk het. En daar was nie 'n man soos hy gewees nie. Job was 'n geseënde man gewees en dit het met hom goed gegaan. En sy seuns het op 'n dag gekom om hulle voor die Here te stel. Het die Satan ook toe onder hulle gekom. Die Here vra vir Satan, waar kom hy vandaan, waarop hy antwoord van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En Satan sê vir die Here, strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het,
waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Satan sê vir die Here, strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het, al sy geseënde omstandighede wat hy het, dan sal u sien dat hy vir u in die aangesig sal seën. Job 1 vers 12. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat jy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. In Job se lewe het dit toe nie goed gegaan nie, want hy het alles verloor en sy seuns en dogters het ook gesterf. Maar daar was siekte ook vir hom gewees, want Satan het hom met bose swere getref, van sy voetsool af tot sy skedel. Terwyl Job in die as gesit het, het hy vir hom met 'n potskerf gekrap. En in hierdie verhaal van Job lees ons verder, dat sy vrou ook vir hom gesê het, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. Job se vrou het vir hom gesê, nou, volhard jy nog steeds in jou vroomheid, volhard jy nog steeds in jou getrouheid teenoor God, seën vir God en sterf. Ja, hierdie Job het ook smart en verlies in sy lewe gehad en hy was moedeloos gewees en hy het sy geboortedag vervloek omdat dit nie meer met hom goed gegaan het nie. Hy was ook dan in die dae van doodskade gewees, maar sy geloof in die Here Jesus Christus het hy aan vasgehou, want hy het geweet waar sal sy verlossing en sy redding vandaan ontvang word. Wanneer word u en my lewe en ons geloof getoets? Wanneer word u en ek getoets? In die tye van die storms, as dit nie goed gaan nie. Dan kan ons soos 'n Job vandag wees wat aan God vashou ten spyte van wat besig is om te gebeur. Dit maak nie saak wat besig is om te gebeur in ons lewens nie. Ons gaan soos 'n Job wees wat gaan vashou aan God se beloftes. Job het ook die teëspoed gehad en deur die omstandighede het hy nog steeds aan God getrou gebly. Hy het geweet dat hy nie sal afdwaal nie, dat hy sal weet dat die Here op sy tyd vir hom sal voorsien. Hy het ook geweet dat God ook uiteindelik aan hom sy reg sal laat wedervaar het. Job het sy skuld bely en hy het berou gehad en die Here het toe die lot van Job verander en sy besittings het vermeerder tot dubbel soveel as wat hy voorheen gehad het. Job het alles verloor. As u en ek vandag alles verloor, wat gaan ons doen? Gaan ons nog steeds ons geloof in die Here behou? Gaan ons nog steeds deur hierdie storm sê, Here, nie my wil nie, maar u wil? As daar vandag 'n tekort in ons lewens is, gaan ons nog steeds sê, Here, ek sal getrou bly, want ek weet, u is 'n waarmaker van die woord. Job 1 vers 22, by dit alles het Job nie gesondig, en aan God niks ongeryms toegeskrywe nie. Kan ons vir die Here regtig vertrou, as daar 'n droogte op ons eie lande is, en as daar 'n Job oomblik en tyd in u en my lewe vandag, en dalk môre gaan wees? Kan ons die Here regtig vertrou, as daar vandag niks meer op ons lande is nie? As die omstandighede so is, en dat daar dinge gebeur wat glad nie maklik is nie. Die Here gee vanmôre vir elkeen die belofte, en hy sê, dat hy vir ons nooit sal begewe, en ook nooit sal verlaat nie. Net so het Jesus toe in Getsemane was, saam met sy disippels ook van God gevra, dat hierdie lydingsbeker net by hom sal verbygaan, nogtans nie soos ek nie. Nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Soos vanmôre in ons omstandighede gaan kyk, gaan ons sien dat Here Jesus Christus ook deur die storms van sy lewe gegaan het.
dat hy ook daardie lydingsbeker moes gedrink het, want hy het geweet dat hy gaan gekruisig word. Hy het geweet dat hy deur hierdie storms gaan, wat nie vandag vir hom maklik is nie, daarom het hy gevra, laat die lydingsbeker net so by my sal verbygaan, Here, maar nie my wil nie, maar net U wil. As U en ek vandag deur daardie storms moet gaan, kan ons vanmôre net terugdink aan Jesus se kruisiging, waardeur hy ons gegaan het. Ter aansluiting met vanmôre se skrifgedeelte van Jesaja 41 van vers 8, wat geskrywe staan van, laat Israel sy verlossing verwag, gaan ons kyk ooreenkomstig aan Esegiel 37, van Israel word herstel. Wat die Here die mense in die laagte neergesit het, en in hierdie laagte was daar vol dooie bene gewees, en waar hulle baie dor was, en daar was geen lewe in hulle nie, het die Here gesê dat daar oor die dooie bene geprofeteer moet word, en gesê word, dorbene, hoor die woord van die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, spreek die dorbene in u lewe aan. Spreek die Here tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. En daar was 'n beroering gewees, en daar het vlees opgekom, en die vel het bo oor hulle gekom, en die gees het in hulle ingegaan. En hierdie dorbene het begin lewendig word. Hierdie omstandighede van hierdie dorbene het begin lewe. Is daar ook nie vandag dan dor en dooie bene in ons eie lewens nie? Ja, dorbene in die omstandighede vandag waar daar nie meer lewe in is nie. Waar daar vandag ook in die tyd van benoudheid en die omstandighede vandag dor en droog is, met soveel tekorte en leegtes. Dat daar herstel en voorsiening sal wees, want die Here sê in sy kosbare woord dat in die mag van die tong kan ons lewe of dood spreek. Ons kan dood spreek in ons omstandighede, en ek wil vanmôre vir u sê, as u vanmôre vir my gaan sê, maar dit sal nie meer goed gaan nie, dan is u heeltemal reg. Dit sal nie goed gaan nie, want ons spreek dood in ons lewe en in ons omstandighede. Maar as ons vanmôre gaan lewe spreek en ons sê, Here, dit is u wil, en ons staan vanmôre, Here, in die belofte wat u vir ons gegee het, u sal altyd saam met ons wees, en dit sal goed gaan met ons, dan sal dit so wees, want daar word lewe gespreek, en lewe is in Christus Jesus. Die Here sê vanmôre vir u en vir my, spreek nou oor die dorbene van jou omstandighede, en spreek lewe, en lewe in oorvloed. Ja, maar pastoor, dit is nie maklik vanmôre nie. Jy ken nie my omstandighede nie. Pastoor, jy weet nie waardeur ek vanmôre gaan in my lewe nie. Jy ken nie die versoekinge wat daar vandag in my lewe is nie. Jy ken nie die verwagtinge wat ek al gehad het in my lewe. Dan sê die Here, hy sal daardie deur toemaak in jou lewe, wat jy nie meer sal ingaan nie. Waar u en ek gemaklik is in ons omstandighede, en ons posisie vandag in ons lewe, wil ons nie verander nie, want dit is die onbekende. Dan sê die Here, vandag maak ek daai deur toe in jou lewe. Ek maak daai deur vandag toe in jou lewe. Jy sal nie meer daardeur gaan nie. Daai seisoen in jou lewe is verby. Daar's 'n nuwe deur wat vir jou vandag oopgaan. Halleluja. Daar's vandag 'n nuwe deur wat die Here saam met jou daar sal ingaan. Hy sal vir jou die weg wys. Hy sal vir jou die pad wys. Hy sal jou lei as herder op daardie pad. Ek wil vanmôre vir u vra, laat die Here net toe om daardie deur oop te maak in u my lewe. Vertrou net op hom. Dit is onbekend, ons ken dit nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons weet, daar waar ons gaan wees, gaan ons God en ons saligmaker alreeds vir ons wag.
Die Here sal ons nooit stuur waar hy nie saam met ons sal gaan nie. Maar gaan ons die Here toelaat om saam met ons te gaan. Dat ons lewe sal spreek van voorsiening en herstel in die veranderinge en in die lewe, dit wat nie meer daar was nie, maar wat van nou af weer daar sal wees. Ek weet dit is nie maklik om te sê, maar dit sal goed gaan nie. Ek weet dit is nie maklik nie, want ek is ook al daardeur in my lewe, die versoekinge, die storms gewees en gesê, maar ek weet nie. Ek weet nie of dit sal goed gaan nie. Want daar's twyfel in my hart. Daar's 'n swakheid in my hart wat ek sê, Here, maar ek weet nou regtig nie. Bring die Here vanmôre vir u en vir my 'n woord en hy sê, moenie twyfel nie. Moenie twyfel nie, ek sal saam met jou deur hierdie storms gaan. Moenie bekommerd wees oor wat gebeur het in die verlede nie. Moenie terugkyk soontoe nie, want dit is verby. Ons gaan nie meer op daai pad nie, ons gaan nou vorentoe. Jesaja 43 vers 18. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie, ja, ek maak 'n pad in die woestyn, en 'n rivier in die wildernis. Ons lees in 1 Konings 17 van die profeet Elia, wat die Here vir hom gesê het, nadat hy by die spruit van Krit was, deur die kraaie daar smorgens en saans met brood en vleis gebring het, dat hy na Sarfat toe moet gaan, wat by Sidon is. Daar sal hy weer 'n vrou kry, wat hom moet onderhou. Die Here sê vir Elia, gaan jy na Sarfat toe. Daar sal jy weer 'n vrou kry, sy sal jou moet onderhou. Elia was 'n profeet gewees. Hy het gehoor wat die Here vir hom sê, en hy het toe gedoen, soos wat die Here vir hom gesê het om te doen. Hy het afgegaan, en hy het by die ingang het hy hierdie vrou gesien, wat loop en houtjies optel. Hy vra toe vir hierdie vrou, om vir hom 'n stukkie brood te gee, en water om te drink. En wat sy toe aan Elia gesê, dat sy nog net 'n bietjie meel en 'n kruik olie nog oor het vir haar en haar seun om te eet. En daarna, dan gaan hulle sterwe. Sy het niks meer gehad nie. Net hierdie bietjie meel en hierdie kruik olie het sy gehad. Daar was niks meer gewees nie. Sy het geweet in haar omstandighede waarin sy vandag is, hierdie is die laaste. Daar is nie nog vir môre nie. Daar is nie nog vir 'n volgende maaltyd nie. Ek en my seun gaan hierdie nou regmaak en ons gaan dit eet en ons gaan drink en dan gaan ons sterwe. Was daar ook nie al in u en my tyd gewees 'n meel en 'n olie wat die laaste was? Was daar ook nie daar die laaste bietjie nog gewees en gesê, Here, hier is dit wat ek vandag na u toe bring. Dit is klaar, daar is niks meer nie. Dan wil die Here vanmôre vir u deur die woord sê, moenie benoud raak nie. Moenie bekommerd wees oor daardie bietjie wat nog oor is nie. En as ek vanmôre vir u vra, as u gaan terugkyk, gaan u sien dat die Here vir u deur die droogtes van die woestyn gelei het. Die Here het vir u elkeen deurgedra, vir u voorsien op 'n bo-natuurlike manier. Die Here het 'n deur in u lewe oopgemaak wat u nie gedink het dit moontlik gaan wees nie. Here, maar dit is klaar met my. Ek het nie nog nie. 1 Konings 17 vers 13 en 14. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen. Doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot
sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Hierdie weduwee vrou het gehoor wat Elia vir haar gesê het en sy het ook dan so gedoen. Ek wil vanmôre vir u sê, toe Elia vir hierdie weduwee vrou sê, gaan maak vir my 'n broodkoekie, het sy seker gedink Elia is van sy kop af. Ek het niks meer nie, hierdie is die laaste, nou wil hy ook nog die laaste van my kom vat, want daar is niks meer nie. Maar hierdie weduwee vrou was gehoorsaam gewees aan wat Elia vir haar gesê het. En die meel in die pot het nie opgeraak nie. Die olie in die kruik het nie minder geword nie. Kom daar nie op 'n stadium in u en my lewe wat ons moet sê, Here, weet jy wat? Dit is die laaste hierdie. Maar in daardie oomblik en daardie tyd, dat ons God se woord en gedagtes sal hou, dat ons sal weet, dat ons die Here kan vertrou. Hoeveel kere wil ons nog twyfel? Hoeveel kere wil ons nog wonder, Here, waar gaan dit vandaan kom? Here, maar die maand is nog so ver. Here, dit is vandag eers die 8ste. Betaaldag is eers die 25ste of die einde van die maand, Here. Hoe gaan ons deurkom? Sê die Here, vertrou my. Ek sal vir jou wys hoe ek jou gaan seën. En die Here het al vir ons gesê wat om te moet doen nie. En dan voel ek ons maar, daar is niks meer oor nie. Maar die Here, ek kan nie, want hierdie is die heel laaste. Dan sê die Here Malagi 3 vers 10. Baie kosbare woord. En die Here sê, beproef my of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Die Here sê, beproef my. Ons mag die Here beproef. En hy sê, toets my of ek nie hierdie venster vir julle sal oopmaak nie. Ons kyk dalk vandag teen die omstandighede vas waarin u en ek is, maar God kyk na die uitkoms toe, na die verandering en die voorsiening wat hy vir elkeen sal bring. Daar waar daar tekort is, sal daar ook weer volop en oorgenoeg van alles wees. Want die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal vir julle die uitkoms bring. En jy moet my eer. Ek wil vanmôre vir julle sê, as ons gaan terugkyk na hierdie storms verby is, dan gaan ons sê die Here was ons goed gewees. Hoekom moet ons die Here net loof en prys as dit met ons goed gaan? Hoekom moet ons die Here net soek, sy aangesig soek, as dit met ons swaar gaan? As ons nie die uitweg kan sien nie, praat ons met God daaroor. Daar is altyd 'n uitweg. En as ons die storms vir Jesus gee, dan sal hy in hierdie storms ook die vrede gee en ons sal dit ontvang. En as daar dankbare harte en blydskap is, dan praat ons ook met die Here daaroor. Soos die disippels saam met Jesus in die skei was, en toe hulle op die see 'n storm was, en die skei toe was, wanneer die golwe, het Jesus gelê en slaap. Hierdie disippels was in 'n storm gewees. Hulle het begin benoud raak, hulle het begin bekommerd raak, want hulle is besig om te vergaan. En hulle het vir Jesus gaan wakker maak en gesê, Meester, mag jy nie omdat ons vergaan nie. Jesus vra toe vir hulle, waarom is julle bang? Net julle dan nie geloof nie. Ons hoef ook nie moedeloos of benoud te raak nie, want God is en bly getrou. Ja, 'n kalmte dat hy die weg ken, dat hy ook altyd daarin sal voorsien. Die geloof in Christus moet altyd daar wees en die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, maar nou nog nie dit kan sien nie, om ook te kan vertrou dat daar herstel en voorsiening sal wees. Ek wil vanmôre vir u sê, in die diepstes van die storms, is ons so naby aan die oorwinning.
So naby aan die oorwinning as daar storm in u en my lewe is, moenie teen die omstandighede vaskyk nie, maar kyk verby hierdie storms, waar ons elkeen in oorwinning gaan staan, en gaan sê, Here, dankie vir die genade, Here, dankie vir die voorsiening, Here, dankie vir die sorg. En die Here is die weg, die waarheid en die lewe, en wie in hom glo, sal nooit verlore gaan nie. Wat gaan ons vanmôre met God se woord doen? Ek wil vanmôre vir u vra, as die Here vanmôre vir u 'n woord gee, wat gaan ons daarmee maak? Ja, dit was 'n goeie diens gewees, of ja, dit was nou nie eintlik vir my gewees nie, maar ek het gehoor wat die Here sê. Wat gaan ons doen as ons hier uitgaan en môre slaan die storms ons lewens? Wat gaan ons doen? Eerstens wat ons doen is ons bel die familie, nou moet julle help. Of ons bel die pastoor, nou moet jy kom huisbesoek doen, hier is nou lelike dinge aan die gang. Ons kan nou nie meer saam met mekaar lewe nie. Dit gebeur. Hulle bel die pastoor, hulle sê, pastoor, jy moet nou kom help. Of ons sal die mortuary moet bel. Dit gebeur in ons lewens. Daardie tyd, as die storms daar is, wil ek vir u vra, raak net stil en weet dat God daar sal wees. Halleluja. Die Here sê, spreek julle omstandighede aan. Spreek in hierdie dorbene van die storm, spreek dit aan. Die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sê julle die rus gee. En die vrede van God is dit genade wat die veranderinge bring. En in hierdie vrede is daar dan die aanvaarding en die kalmte. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou. Wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Mag die Here ook dan saam met u elkeen sal wees. Volhard in die geloof en laat vir God toe in u en my lewens, dat hy die herder en die leidsman van ons lewens altyd van nou af sal wees. Dat hy sal voorsien aan u en ook sy vrede en sy teenwoordigheid in elkeen sal gee. En as dit nie goed gaan nie, hou aan die geloof en vaste vertroue vas, want die Here is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Is dit nie lekker as ons deur hierdie storms gaan? Want die Here het vir ons gesê, dit sal nie altyd goed gaan nie. Dit het nie eers met Jesus Christus altyd goed gegaan nie. Hy het 'n klip gehad waarop hy sy kop gaan neerlê. En is dit nie wonderlik as die Here vir ons deur hierdie storms in ons lewens gedra het nie, dat die Here in hierdie tekorte waarin u en ek vandag sit, wat ons nie weet wat ons môre gaan doen nie, maar dat ons vandag ons geloof en ons vaste vertroue in die Here Jesus kan gee, dat ons vanmôre kan sê, Here, hier bring ek vanmôre my sorge, my teleurstellings en my bekommernis aan u. Ek weet vanmôre hier is iemand wat hier binne sit, wat 'n bedroefdheid en 'n seer en 'n teleurstelling en 'n bekommernis in sy hart het. Moenie hier uitgaan dieselfde nie. Moenie hier uitgaan in ongeloof en sê, ja, ek sal maar sien wat ek gaan doen nie. Ek wil vanmôre vir u sê, bring daardie probleme vandag na die Here toe. Gee dit vanmôre vir hom en sê, Here, hier is my sorge en my teleurstellings. Hier is my pyn. Hier is my verlies. Dat ons geloof in Jesus Christus sal bou. Wat is die belangrikste? Ons geloof in Jesus Christus. Of dit goed gaan, of dit nie goed gaan nie. Dat ons sal weet, Here, u sal voorsien. Laat die Here die vrede in u hart bring. Dat die Here die kalmte in u hart bring. Dat die Here vanmôre vir u
hoop sal gee, want daar's altyd hoop. Dat ons vanmôre God se goedheid en sy guns en sy genade en sy liefde en sy vrede en sy troue sorg elkeen sal ontvang. Moenie volgende week diens toe kom en sê, weet jy wat nie, ek weet nie wat om te doen nie, maar dit gaan nie lekker nie. Hierdie woord is die riglyn vir u my lewe. Ek gaan afsluit met Habakuk 3 verse 17, 18 en 19, so kosbaar vir ons elkeen. Al gaan dit nie goed nie, al gaan dit nie maklik nie, al is al hoeveel tekorte, al weet ek nie vandag wat ek gaan doen nie. Here, my meel is op. Here, hierdie is die laaste kruik olie wat daar vandag is. Dan sê die Here, ek sal vir jou oorlopends toegee. Vertrou my net, glo net in my, behou net jou geloof, staan vas. Ek sluit af met Habakuk 3 verse 17, 18, 19. En hierdie 3 gedeeltes in God se kosbare woord is vir my so kosbaar. Al gaan dit nie goed nie, is ek meer as oorwinnaar. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel, die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. Hou vas aan dit wat die Here vanmôre vir elkeen gee. Hou vas aan die Here se beloftes. As daar niks is nie, sal die Here voorsien. As daar baie is, wees getrou in dit wat die Here vir ons elkeen vra. Mag die Here ook vanmôre se woord wat hy met die elkeen gedeel het. Dit is sy boodskap. Dit is vanmôre sy verwagting dat ons op hom gaan vertrou. Ons vanmôre gaan opstaan. Sê, Here, ek is jammer dat ek getwyfel het. Here, ek is jammer dat ek benoud was. Here, ek is jammer dat ek stil gestaan het en gesê het, ek weet nie meer nie. Maar dat ons hier sal uitgaan as die kind, dat ons vanmôre die oorwinning sal vat en sê, die Here sal voorsien. Die Here sal vir ons gee. Moenie kyk teen ons omstandighede vas nie, waar dit party persone baie nie maklik is nie. Moenie teen omstandighede vaskyk nie. Want die Here is alomteenwoordig. Spreek lewe en roep die Here aan in die dag van benoudheid. En hy sal die uitkoms bring. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die liefde. Here, dankie dat ons vanmôre kan stil raak. Dankie, Here, dat ons vanmôre dit wat nie maklik is nie, weer kan terugbring na U toe. Here, want ons weet as ons dit self gaan probeer uitsorteer en probeer regmaak, sal dit nie wees soos wat dit U wil is nie. Ons vanmôre, Here, daardie tekorte na U toe sal bring vir voorsiening en dat U sal intree, Here Jesus. Here, maar as dit weer goed gaan, dat ons nie ons geloof sal verloor nie, maar dat ons geleer het deur hierdie tyd en hierdie storms, waar dit stil is, Here, waar ons U aanroep en sê, Here, U ken ons harte, U ken ons verwagtinge, U ken ons behoeftes, dat U vir ons sal U vrede en U kalmte sal gee. Ons dankie vandag vir die seëninge. Seën ons huise, Here,
Seën ons lewens, seën ons gesondheid, seën ons bedieninge, seën ons familie, seën ons ouers, ons vriende, seën ons elkeen, Here, maar leer ons en gee ons 'n hart van nederigheid, Here, wat ons hier gaan uitstap en sê, maak nie saak wat hierdie wêreld vir my gee nie, wat die Here vir my gee, daarin sal ek vashou. Vergewe ons se sondes en swakhede as mens, maar dankie dat U ons versterk en dat U ons verhouding herstel. Dankie dat ons met ywer en krag en blydskap hier kan uitgaan, vanmôre kan sê, ons gaan God se goedheid en voorsiening in ons lewens aansien. Dat U daardie deur toegemaak het, en ons dankie vanmôre, Here, dat U daardie deur in ons lewens toegemaak het, maar dat U vir ons ander deure oopgemaak het. Help ons dat ons die stem sal kan hoor. Help ons dat ons getrou sal wees. Help ons, Here, dat ons verantwoordelikheid sal vat, dat ons sal terugkeer na ons Vaderhuis toe. Ons dankie daarvoor, Here, in Jesus naam bid ons dit.